Vandag vertel ek 'n storie wat my pa vir ons vertel het, eintlik vir sy kleinkinders. Terwyl ons in Swede bly, het oupa 'n Suid-Afrikaanse storie wat aan die herder en sy lammetjie herinner vir ons gestuur. Ons kinders het dit baie geniet terwyl ek dit vir hulle vertel het. Hier is die storie. Oupa, oupa Grootjie eintlik, het 'n plot gehad onderkant die Rodeplaatdam, 'n dam in Pretoria. Met een van ons kuiertjies daar, was 'n plot met net veld gewees, het ek, oupa, as 'n jong seentjie geloop en eers 'n lammetjie hoor blær. Mee, mee, baie hartseer, op soek na sy mamma. Ek het nader geloop om te sien wat fout was. Dalkies het die lammetjie seer gekry of so iets. Ek het hom op afgekom waar hy doodstil gestaan en huil het. Stadig en versigtig het ek nader geloop, met my hande uitgestrek om hom of haar in my arms te kon optel. En ek het. Vir 'n lang ruk het ek in die lammetjie rondgeloop en soek na sy mamma, maar ons kon nie hond of haar afmaak nie. En toe besluit ek om haar om te draai en kar toe te loop. Oupa Grootjie het gereken, ons moet die ou dingetjie maar huis toe vat en versorg, totdat ons die volgende oggend, die Sondag, weer verder vir die mamma sou kon gaan soek. Ons het by die huis aangekom en net daar, voor die stoofie in die eetkamer, 'n kombers en kussings neergesit. Ons het die stoof brand gemaak en 'n bietjie melk in 'n bakkie gegooi, indien die lammetjie dors sou wees. Wel, ons het heerlik warm geslaap voor die stoof, ek en die lammetjie, en die volgende oggend is ons sak en pak terug na die plot toe om na sy mamma te gaan soek. Daardie aand, met die lammetjie in my arms, sal ek nie sommer vergeet nie. Na 'n lang gesoek, het ons toe op die mamma afgekom, waar hulle aan die oorkant van die Pienaarrivier was. Daar was 'n keerwil in die rivier gebou, dit maak dat die water opdam, en die rivier was smal genoeg en ook vlak genoeg vir die troppie om oor te kon gaan, oor die water. Maar natuurlik kon die lammetjie nie so maklik oorgaan nie, en het daarom agtergebly. Ek, oupa, die jong seentjie, het toe maar die rivier oorgesteek met die lammetjie in my arms, en die lammetjie by sy mamma neergesit. Met sulke bokspringe het die klein lammetjie na sy mamma toe gegaan, en hy het sommer dadelik die speen gevat en begin suig. Daardie dag het ek soos 'n herder gevoel, wat die lammetjie veilig teruggebring het, en veilig gehou het teen die gevare. En aan die einde van die storie skryf oupa, ek is so bly julle is veilig daar. En dit is net soos hy was, die herdertjie vir die klein skapie in die storie.